Hier volg ek nou met die tweede deel van hoe om deur die Heilige Gees te wandel. Ek dank die Vader, die Seun en die Heilige Gees vir elkeen wat hierdie video's kyk, volg. Dis iets wat ek jare al graag wou gedoen het, en nou dat ek die Heilige Gees in my lewe het, en dat ek met u wil gesels, en die wat my persoonlik ken, sal getuig van die wonderwerk wat gebeur het, en dit sal ek miskien later getuig, maar ek wil nie nou dit daarvoor praat nie. Ek wil net dankie vir die Here sê dat vir wat hy vir my doen en hoe hy dit vir my doen, en sy liefde vir my geopenbaar is, en ek honger is daarna, en ek wil graag getuig oor wat hy vir my doen. Hoe om deur die Heilige Gees te wandel, deel 2. Getuig deur die Heilige Gees. Een van die grootste dade van gehoorsaamheid is om Christus in die krag van die Heilige Gees aan ander voor te stel. Aangesien hy gekom het om te soek en te red wat verlore is. Lukas 19 vers 10. En om ons die opdrag gegee het om vir hom te getuig. Matteus 28 vers 18 tot 20. En daar is niks wat hy meer vreugde kan verskaf nie. Hy het gesê, gaan getuig. Gaan na die wêreld en getuig en maak disippels en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die ding is, as jou hart vol is van die Here, jou mond moet oorloop, somewhere moet uitkom, as nie met jou mond, het gaan by jou oor uit, gaan by jou oor uitkom, kom maar ergens gaan dit uitkom, so getuig sy getuig. Dit beloof ek jou. Ek weet waarvan ek praat, want ek is een van hulle. As u graag 'n kragtige opwindende bewuswording van Christus in jou lewe wil ervaar, begin dan om Christus aan ander voor te stel, as 'n lewenswyse. Getuienis as lewenswyse beteken slegs om die initiatief te neem en Christus in die krag van die Heilige Gees aan ander voor te stel en die resultate aan God oor te laat. Lees Kolossense 1 vers 28-29. Wat het Paulus en die ander gelowiges gedoen, oral waar hulle gegaan het? Hulle het getuig, Jesus verkondig. Waarom het hulle dit gedoen? Hulle almal volmaak in Christus kan wees, sodat hulle almal volmaak in Christus kan wees. Waar het hulle die krag vandaan gekry? Deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees staan jou by wanneer jy getuig. Hy vertel jou wat jy moet getuig. In Romeine 3, vers 21 tot 25. Die lewende briewe. Lees ons dat die boodskap gerig moet word op die wat God nie persoonlik ken nie. In vers 21 sê God dat ons nie in die hemel kan kom deur goeie genoeg te wees of om probeer om sy wette te gehoorsaam nie. Nee, in vers 23-24 lees ons dat almal gesondig het. Maar tog verklaar God dat ons goed is in sy oë as ons vertrou op Jesus Christus wat ons sondes weggeneem het. In vers 25 lees ons dat God vir Jesus Christus gestuur het om die straf van ons sondes op hom te neem en so God se troon af te wend. Hy het Christus se bloed en ons geloof geneem om ons van God se troon te red.
Hier wil ek nou weer, want dan gaan julle verduidelik, die 4 geestelike wette. Dit is 'n boekie wat ek jare terug gevind het, toe ek in Queenstown was, daar op 'n Christelike winkeltjie op 'n hoek, en ek koop en ek sal graag weer in die hande wil kry as ek kan, maar ek het die boekie in my Bybel vasgeplak, hy is daar nog altyd. 'n Boekie is 'n duidelike, eenvoudige uiteensetting van die evangelie. Ek hoop die geestelike boekie maak weer so 'n verskyning want ek het hom regtig geniet. Dit kan gebruik word om u geloof in Christus op effektiewe manier aan ander oor te dra. Die doel van die aanbieding van die 4 geestelike wette moet nooit wees om 'n persoon te druk of hom te arrangeer om 'n beslissing te maak vir Jesus, 'n beslissing vir Jesus te maak nie. Dit is God alleen wat 'n persoon se hart kan verander. Luister mooi. Dit is God alleen wat 'n persoon se hart kan verander. Die sukses van getuie wees lê daarin dat ons gehoorsaam moet wees. Gehoorsaam was om te gaan en te verkondig en nie soseer die persoon nie. Saam met ons gebid het al of nie. Onthou dus, ons verduidelik die aanspraking van Christus, soos uiteengesit in die 4 geestelike wette boekie. Eenvoudig en duidelik. Gaan kyk weer na my video 4 geestelike wette, waar ek dit verduidelik soos in die boekie staan. Bied mense die geleentheid om te bid om Christus in te noem. Maar moet hom nie forceer nie. Laat dit aan die Heilige Gees oor. Wees egter onbeskrokke en nie onseker oor die aanbieding nie. Wees seker van waarvan jy praat as jy van Here verkondig, getuig, sodat mense kan sien dat jy weet waarvan jy praat. Maar as mense nie gereed is om te bid nie, moet hulle in so 'n gesindheid agtergelaat word, dat hulle 'n persoon op 'n latere geleentheid sal verwelkom, wat met hulle wil praat oor hulle persoonlike verhouding met Christus. Ek herhaal dit, dat hulle 'n persoon op 'n later stadium sal verwelkom, wat met hulle wil praat oor hulle persoonlike verhouding met Christus. Praktiese toepassing. Maak 'n lys van al die probleme, teleurstellings en smarte, as daad van geloof in God. Moet jy hom dank vir elkeen van hierdie dinge wat op jou lys geskrywe is. Maak 'n naamlys van mense wie jy graag die 4 geestelike wette wil oorbring. Lees dit in gebed voor en vra om sy leiding, sy krag en sy liefde vir hierdie mense. Ontspan dan. Laat die Heilige Gees doen om u te bekragtig, u te help, te maak, sensitief te maak vir elke een op die lys.
Dankie Here dat U vir ons so kragtig is. En dat U vir ons die krag en die verstand gee. Ons loof ons prys U wonderlike naam daarvoor. Amen. Die vraag is dan altyd, hoekom moet ek deur die Heilige Gees? Hoekom moet ek my sondes bely? Jy weet, sondes lei na die dood. Ek sê altyd, ek 2 keer gebore, een keer sterf. As jy 1 keer gebore is, sterf jy 2 keer. Kom ek verduidelik dit. As jy gebore word, vleeslik, en jy word later geestelik gebore, wedergebore, sterf jy net eenmaal. Die dag moet jy dood. Sonde het nie meer beheer oor nie. Jy is dood vir sonde. So, jy kan nie nog 'n keer sê, sterf nie, want jy is dood vir sonde. As jy gebore is, en jy is nie wedergebore nie. As gevolg van sonde, sterf jy 1 keer op aarde vleeslik, en jy versterf 1 keer geestelik. So, jy kan nie sonde net laat verbygaan en dink dit gaan niks aan jou doen nie. Daarom, soos die sonde dit een mens in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood, is so net die dood tot alle mense deurgedring. Omdat almal gesondig het. Romeine 5 vers, Romeine 1 vers 15. Want die begeertes wat swanger geword het. Begeertes, dis nou versoekings swanger geword het. Bring het sonde voort. So versoekings word dinge. En dinge is sondes. Versoeking bring sonde voort. En sondes, as dit voleinde is, baar die dood. So, begeertes wat swanger word, baar die dood. Romeine 8 vers 6 en 7. Want onder vleeslike gesindheid, want 'n vleeslike gesindheid te wees is die dood. Dis waarom ek sê, as jy eenmaal gebore is, sterf jy 2 maal. Dis die vleeslike. Maar om geestelik ingestel te wees, is lewe en vrede. Want die geestelike gesindheid is die vyand van God. Want dit is nie onderwerpe aan die wet van God nie. Dit kan ook nie, want dit wil die wet breek. En dit aanvaar nie die genade van God nie. Die siel wat sondig, dit moet sterf, en gaan sterf, en sal sterf. Die seun sal die ongeregtigheid van die vader nie dra nie. En die vader sal die ongeregtigheid van die seun nie dra nie. So die regverdigheid lei na die lewe. So jaag hy wat kwaad aanjaag, dit na die dood toe. Ja, as jy kwaad aanvang, jaag jy na die dood toe. Want die loon van die dood, die loon van die sonde is die dood. Die loon van die sonde is die dood. Maar hier kom die goeie nuus, die fantastiese nuus, die wonderlikste nuus, die good news, soos hulle sê. Want die loon, van
die sonde veroorsaak. Die sonde wat die dood veroorsaak. Maar die gawe van God, is die ewige lewe. Deur Jesus Christus, ons Here. Amen.